Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. En ek dink soos jy nou al by die tyd weet, is ons besig met die lewe van Josua. En ons het Sondag so vinnig gekyk na 'n klomp klein beginseltjies, maar belangrike beginsels wat Josua hierdie merkwaardige leier gemaak het. Beginsels van hoe hulle kon verander in die tye en seisoene en sy eie geloof en leierskap en hoe hy 'n mentor soos Moses kon opvolg en oorvat sonder dat daar regtig reperkusies en probleme is en 'n klomp baie mooi eienskappe. En een van die eienskappe was die mentorskap wat tussen Moses en Josua was, die ouer man en die jong man verhouding. En kom ons kyk net weer vanoggend se skrif, net weer iets van die beginsels van mentorskap. Hier in Titus 2 vanaf vers 2 af leer ons. Hy sê die woorde: leer die ouer mans om selfbeheersing te beoefen, om respek te verdien en om verstandig te lewe. Hulle moet 'n gesonde geloof hê en vervul wees met liefde en geduld. Nou Paulus skryf hier aan Titus oor hoe die ouer mans moet leef in die gemeente en hoe Titus hulle moet herinner dat julle moet vir ons mentors wees. So ek wil hê julle moet met selfbeheersing leef, respek verdien, julle moet verstandig lewe en julle moet liefde en geduld hê. So iets daarvan wat ons ook hier vir mekaar moet sê. Ken jy sulke ouer mense in jou lewe? Na wie toe jy kan gaan wat verstandig is oor die lewe? Is jy bereid om by hulle te gaan sit en te leer oor selfbeheersing, oor liefde, oor geduld? Is daar iets by jou van, ek wil by ouer mans gaan sit en my lewe oopmaak en volg die pad wat hulle ons lei? Nou baie keer sê jy, nee, maar daar is nie sulke ouer mense in ons lewens nie. En weer vir die ouer mense sê, ja, maar die jonger geslag wil nie na ons luister nie. En die twee geslagte vind mekaar nie. So kom ons begin. Die ouer geslag, wat van as julle net sê, maar ons wil hierdie skrif leef. Ons wil respek verdien. Met ander woorde, ek sê nie vir iemand, man, ek's ouer as jy, daarom moet jy na my luister nie. Ek wil respek verdien. Kyk na die wysheid. Kyk hoe hanteer ek goed. Kyk na die vrug van my lewe. Dan sal die mense of dan sal die jonger mense na my wil kom luister. Iets van mense wat vol liefde en geduld is. Ek wil by sulke mense gaan sit. Ek wil leer oor liefde, oor geduld. Ek wil leer oor selfbeheersing. Ons sit met seker van ons wysste mense. Ons sit met mense wat klaar die toetse van tyd deurgegaan het, maar soveel keer besluit hulle net, weet jy, ek gaan aftree en ek gaan by die see sit en dis nou my lewe. En hy gaan met al daai wysheid uit ons lewens uit. Kom ek en jy maak 'n besluit. Ons soek mentors, ons gaan luister na mentors en dalk van die ouer mense, ek gaan 'n mentor word vir mense. En ons spandeer tyd met mekaar en leer mekaar, hoe lyk hierdie mentorsverhouding? Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons het so behoefte aan wysheid in ons land. Ons het so behoefte aan mentors wat ons kan leer hoe om in geduld en liefde en hoe om in selfbeheersing te leef in tye soos hierdie. So Here, tussen oud en jonk, help ons om mentors te wees en mentors te kry. Is ons gebed vandag in Jesus naam. Amen.